se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, ja, Ben en Francis en jy by die voete van Jesus, by die braambos, en ek wil 'n demonstrasie doen vandag, en ek weet nie regtig hoe dit gaan werk nie, en ek weet, daar's nou baie goed wat hulle sê, pas op vir die ligte, en die spasie bokant jou kop, en jou groot maag, en baie goeters, en ek gaan dalk 'n paar van daai goed verbreek vandag, maar ek wil hê jy moet na hierdie demonstrasie kyk. So, vergewe my maar, en loop saam met my die pad. Toe ek 4 jaar oud was, toe sterf my mommy. En ek is 'n klein seentjie, en my boetie is 'n jaar jonger as ek, en ons huil lekker saam, en ons wil weet, waar's mommy? En ouma sê, mommy is in die hemel. Maar wanneer kom sy huis toe? Nee, sy kom nie huis toe nie, julle gaan na haar toe. Maar wat moet ons doen om na haar toe te gaan? Julle moet 2 baie soet seentjies wees. En ek dink ons almal het so groot geword, almal het nie 'n mommy begrawe toe hy 4 jaar oud is nie, maar soet kindertjies gaan na liewe Jesus toe, en stoute kindertjies gaan na die duiwel toe. Met ander woorde, daar's 'n wortel voor ons neus gehang, 'n prys. Nou daar agter staan 'n rooi Toyota, en dis die prys. Ek wil hierdie vergelyking vanmiddag gebruik, en verskoon my, en sê vir my wat jy daarvan dink, en of ek dit asseblief nooit weer in my lewe moet doen nie, maar ja. Okay, maar ouma, wat moet ek doen om soet te wees? Nou moet ek en jy oplet. Die eerste ding wat jy neem, en ek gaan nou sommer goed gebruik wat ons mee groot geword het, jy moet nie rook nie. As jy nie rook nie, is jy 'n soet seentjie. O ja, jy moet nie drink nie. Jy moet minstens 7 punte wen om die prys hemel toe te wen. Okay, en wat moet ek nog doen, ouma? Jy moet kerk toe gaan. O ja, dis baie, baie belangrik om kerk toe te gaan. En jy moet jou vader en moeder eer. En nou kom ek agter, die Christene doen al hierdie regte goed, en dan is hulle kerksbekeerd, of ek noem dit partykeer pastoorsbekeerd. Ek doen die regte goed, ek maak punte by mekaar, want daar is 'n prys om te wen. Ek gaan kerk toe, ek het nou die dag met 'n vrou gepraat, sy sê, maar ek is in jou gemeente. Ek sê, jy was seker baie lanklaas daar. Sy sê, 6 jaar. Ek sê, jy's nie in my gemeente nie. Jy gaan nie kerk toe nie. Jy kan nie 1 keer in 6 jaar gaan en dink, die Here moet tevrede wees met dit nie. Met ander woorde, sy gaan kerk toe, maar 1 keer in 6 jaar. Sy moet 7 hê, 7 meer as die kant. Sy het 4 gehad, nou het sy 3. Okay, wat nog? Wat moet ek nog doen? Eer jou vader en moeder. Maar ons vloek ons pa's en ma's, as hulle nie luister nie, as hulle is onnoosel, hulle is oud, hulle het Alzheimer, hulle is vertraag. Ek rook en drink nie, maar ek vape. En nou word my punte al hoe minder. Maar ek is goed vir ander mense. Okay,
Dan het ek weer een terug. Die woord van God is baie duidelik. Bekeer jou van alles wat verkeerd is. Nie net party goed nie. Alles. OK. Ja, maar dis moeilik, Ben, jy verstaan nie. Ben verstaan, hy moes ook bekeer het. Laat jou doop. O nee. Ek het nie so groot geword nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek dink as ek sê sal dit nie doen nie, moet ek sommer 6 karretjies die kant sit, want jy rebelleer teen God. Jy rebelleer teen die woord. My liewe mense, so speel ons hierdie speletjie elke dag. Ek gaan kerk toe, maar ek gaan nie bid hier toe nie. Want ek het nie tyd nie, ek het nie lus nie, ek is te besig. En so is ons almal op pad hemel toe. En ons is besig om reg te maak vir die hemel. En ons glo, ek het al hierdie karretjies aan die regte kant. Ek gaan die prys wen. Maar as ek mooi gaan kyk wie ek werklik is, dan lyk my lewe so. Aan die verkeerde kant is daar 'n magdom goed. Want ek doen als lou, ek doen als halfpad. Ek is nie bereid om te commit en alles te doen en dit reg te doen nie. Die woord van God sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Ek wens ek kan jou vertel hoeveel vroue sit in my studeerkamer saam met my en Francis en huil oor hulle gevloek word, geslaan word, mishandel word, afgepers word, afgebreek word van die môre tot die aand oor 'n man wat narcisties is en na afbreek. Ja, daar's vrouens wat dieselfde doen. Dis nie net mans nie. Maar my liewe mens, kyk na die prentjie. Plaas jouself hier waar die pink dingetjie is wat skei tussen hemel en hel. Waar is jy? Wat is aan die kant? Weet jy wat jy doen as jy 'n buiteegtelike verhouding het? Besef jy wat jy doen aan jou vrou of jou man en jou kinders met 'n buiteegtelike verhouding? Ek mag nie steel nie. Ek mag nie egbreek nie. Ek mag nie begeer nie. Ons vat dit so ligtelik op en ons is almal lou en as ek so af en toe kerk toe gaan, as ek so af en toe iets in die mandjie gooi, dan is ek so opgewonde, dan wil ek dit so graag vir almal vertel, maar ek is 'n goeie mens. Ek is bly jy's 'n goeie mens. Kom ons gee jou 'n punt. Maar ek is net goed teenoor hulle wat goed is vir my. Ek is net goed wanneer dit my pas. My liewe mens, ons kyk na hierdie prentjie vandag en ek het lank hieroor gebid en ek het baie lank hieroor gedink en ek hou nie van demonstrasies nie en ek hou van die woord regheid en eerlik, maar ek het agtergekom, mense leef in 'n dwaasheid van hulle self. Hulle dink, as ek op nou hier moet vra, almal wat hemel toe gaan almal hulle hande opsteek. Almal gaan sê, halleluja, ek gaan hemel toe. En dan begin sy God se Heilige Gees vra, maar, is jy warm? Of is jy koud? Nee, ek is lou. Dit tel nie. Jy moet of warm wees, of jy moet koud wees. Jy moet of die woord van God, woord vir woord, letterlik gaan opneem en daarvolgens lewe. Of jy moet daai bladsy uitskeer en dan gaan alles hierdie kant toe val. Alles gaan hierdie kant toe val. My liewe mens, ek praat baie oor lou en ek praat baie oor ons wat dink ons is goed genoeg. En ek preek nie vir jou nie. Ek praat met jou want ek tel ook baie keer 'n punt daai kant en sit hom die kant. Ek doen dit ook. Dis menslik. Maar dit is nie reg nie. Dit is die vraag wat ek en jy gaan moet antwoord
as ons voor Jesus Christus staan en hy sê, is jou naam in die boek van die lewe? Het jy 'n verhouding met God? Nie hoeveel keer jy kerk toe gaan het en hoeveel koekies jy gebak het en hoeveel jy vir die ou mense gedoen het en hoeveel tannies jy in hulle rolstoel in die kerk ingestoot het en hoeveel dienste jy het bygewoon het nie. Die meeste mense wat dink hulle is hier, meer dit aan hulle kerkbywoning. Maar as jy na die tyd vir hulle vra, wat het die predikant gesê, dan weet hulle nie. 'n Oom kom die kerk toe, nee, ek sê, oom, jy was nie in die kerk, hy sê, nee, maar die pastoor was siek. Ek sê, maar wat het die pastoor se siekte met jou doen? Nee, as die pastoor siek is, gaan ek nie kerk toe nie. Oom, jy's pastoors bekeerd, jy's nie Jesus Christus bekeerd nie. My liewe mens, wat kan ek sê om jou te oortuig om vandag die woord van God, die Bybel te vat en sê, wat maak ek met die vrou wat God in my hande gegee het? Vrou, is jy onderdanig aan die man? Nee, nie sy slaaf nie, nie sy vloerlap nie, nie sy vuil modderlap wat uit die kar se tyres mee afvee nie, of die olie van die engine afvee nie. Is jy onderdanig aan hom in die woord van God? Manne, dien julle nog die Here? Ek het 'n vriend en hy vra altyd vir my as hy my sien, dan sê hy, pastoor, dien jy nog die Here? Pastoor Johan Terblanche, ek is baie lief vir daai ou, en hy so opreg en hy so eerlik met die Here. En as hy jou in die dorp kry en jy's 'n myl van hom af en skree, pastoor Ben Loubser, dan kyk die hele mol om. Dan sê hy, dien jy nog die Here? En dan kan ek met eerlikheid sê, ja, ek probeer, maar ek probeer nog nie hard genoeg nie, bid vir my, en ek wil vir jou bid, want jy probeer dalk nog nie hard genoeg nie, en ek wil by jou pleit vandag, om elke Sondag 'n kerkbank warm te sit met jou oë toe. Nou die dag 'n toespraakie mislewer by 'n plek, en die oom het so geslaap, ek was so bang hy val van die stoel af, maar ek wil toe nie al die aandag op hom skuif en sê, oom, hou net vas aan die stoel, of sit 'n safety belt aan, want jy gaan nou hy snork soos hy slaap. Maar hy was in die kerk, hy was in die woord van die Here, hy moet 'n punt kry, hy het die regte goed gedoen, ek doen die regte goed, ek kort 'n paar punte. Nee, ek het nie die regte goed gedoen nie. Ek was daar, maar ek was ook nie daar nie. My tannie sê altyd, ek is hier, ek ben nou daardeur. En baie van ons dink dit gaan my in die hemel bring. 'n Goeie mens te wees. Mense hou van my. Ek maak nie foute nie. Terwyl die woord van God sê, almal maak foute. Van die kansel tot by die graf, maak almal foute. Ja, maar wat doen ek verkeerd? Miskien is jy net hoogmoedig en dink jy maak nie foute nie. My liewe mens, ek gaan afsluit en ek hoop hierdie karretjies in my haas om hulle hier te pak, het ek een laat val, daar staan hy het in 3 stukke gebars, ek wil huil, maar dis nie, as dit die prys is wat ek moet betaal, dat jy jou hart en lewe vandag vir Jesus gee, dan doen ek dit met 'n glimlag. My liewe mens, ja, hoekom is ons lou? Want ons wil graag lou wees. Ek wil tog vir jou vra, kyk na hierdie prentjie, hierdie karretjies. En ja, ek is jammer ek het karretjies gebruik, ek kon seker blommetjies ook gebruik het of prentjies geteken het. Hoeveel punte het jy om hemel toe te gaan? Ek gaan in die hemel wees, as die rol daar afgelees word, sing ons laas Sondag is ek daar. Verseker gaan jy daar wees, maar as jou naam in die boek van die lewe. Nee, maar ek weet nie wat is wedergeboorte nie. Ek weet nie wat is bekeer nie. Dis tyd om uit te vind. Want as die bassein blaas, is dit te laat. Here, ek bid vir elke toehoorder. Elkeen wat na hierdie demonstrasie party seker gelag en party gedink ek is stupid. Dis alright. Here, maar as ek kon deurdring tot elke mens en vandag gehoor het, ek moenie lou wees nie, ek moet wakker skrik. Here, Christene sit die kerke vol,
Predikante staan op kansels, hulle weet wat reg en verkeerd is, maar hulle doen dit nie, want hulle byt vas aan tradisie. Here, ek bid vir 'n wederbaring in die huis van God, soos nog nooit in die geskiedenis nie. Here, en as dit hier moet begin, dan eer ek U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens. My telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Baie dankie vir almal wat ingeskakel was. Asseblief stuur my 'n WhatsApp. Sê Ben asseblief, bære jou karretjies, net nou val daar nog een. Moet dit nooit weer doen nie, dan sal ek nie. As jy iets geleer het, as jy net dink, miskien is ek nog te min karretjies aan die kant en te veel karretjies aan daai kant, stuur net 'n thumbs up. Ek bid saam met jou, ek vra bid saam met my. Ek en jy moet die Here dien met alles wat in ons is. Here wil jou red. Hy wil vir jou in die hemel hê. God sê, ek het my seun laat sterf, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is by Jesus as lig in Eastvale Springs. Amen.